Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Nou, ek hoop jy het 'n rustige vakansiedag hier agter die rug of in die vooruitsig geskies en jy het 'n paar plannetjies en bietjie kuier en liefde wat vandag saam met jou gaan hier op die Vrydag, 1 Mei. Kom ons kyk vandag se skrif, Markus 4:26. Wat sê dit? Jesus het ook gesê: God se koningsheerskappy is soos 'n boer wat saad op sy land saai. Dan gaan hy voort met sy ander daaglikse aktiwiteite. Intussen ontkiem en groei die saad. Hoe? Weet hy self nie mooi nie. Ons het gepraat van vrywillig sterf. En dan kom daar 'n krag in jou wat werk. En opwekkingskrag, 'n krag wat lewe bring, 'n krag wat sukses bring, 'n krag wat 'n geseënde lewe bring, 'n krag wat jou lewe kan maak iets besonders. Nou, hierdie skrif sê, hoe? Ons weet nie. Wat ek bedoel daarby is, hoe het Jesus uit die dood uit opgestaan? Ons weet nie, dit was God se krag. Wat 'n dooie liggaam, wat die asem uitgeblaas het, die hart opgehou pomp het, klop het, wat nie bloed na die brein toe gestuur het nie, en dan fisies, medies bewys as die brein nie bloed kry nie, dan kom daar breinskade en alles. Maar hier kom Jesus 3 dae later en staan uit die dood uit op, en kan ek sê, geen breinskade nie. Nee, inteendeel, sterker as ooit, verheerlikte liggaam, sit in die regterhand van die Vader, en nou sê hy, daai selfde krag werk binne in jou. As jy jou lewe, jou saadjies gee, areas van jou lewe, en jy sê, Here, elke oggend sterf ek al voor. En jy vra my anders, hoe gaan God lewe bring in my finansies? Hoe gaan God lewe bring in my huwelik? Hoe gaan God weer my verhoudings herstel? Kan ek vir jou die antwoord gee? Ek weet nie. Ek weet net, dis goddelike krag. Dis bonatuurlike krag, is net soos 'n saadjie wat in die grond val, en die boer gaan aan met sy dag, en hy gaan slaap, en hy doen dit, en hy doen dat, en dit reën, en dit sonskyn, en is hitte, en is die natuurwette, en die volgende oomblik kan kom maar 'n spruit uit, en die volgende oomblik kan sy langer, en die volgende oomblik is hy groter, en die volgende oomblik is daar 'n mieliekop, en die volgende oomblik voer jy duisende mense. Hoe het jou lewe gekom, dat dit 'n blessing is verander? Ek weet nie. Dit was die goddelike krag binne in my, wat my lewe soontoe gevat het. Wil jy God met jou lewe vat? Dan moet jy saadjie saai, pel. Dan moet jy sê, hier's my lewe, ek lê dit neer, elke oggend. Vandag gee ek my lewe vir God, en hy sal my lewe amazing maak. Glo dit, bid dit, vertrou dit, en die Here sal dit doen. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons saai weer vandag ons lewe. En ons sê, ons neem ons kruis op, en ons sterf elke dag vir die eie ek. En dan wonder ons, maar hoe gaan ek voorkom? Hoe gaan ek geseënd word? Hoe gaan ek geld maak? Hoe gaan ek my regte laat tel as ek net die hele tyd sterf? Ons weet nie. God sal. Here, dankie daarvoor. U doen dit. U bring die regte transaksies, die regte mense, die regte gesprekke. U skep geleenthede vir versoening en mooi dinge. Here, u doen dit. En daarom gee ek nou elke persoon se werk, se lewe, se liggaam, se huwelik, se verhoudings. Ek gee elke persoon se lewe nou aan u en sê, doen dit in die donker, Here. Doen dit wanneer niemand kyk nie. Doen dit, Here, op u manier. U werk wanneer ons dit nie eers weet nie. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.